Goeiedag matrikulante. My naam is Marian Adams en ek gaan vir julle besigheidstudies aanbied. Die hoofonderwerp waarop ons vandag gaan fokus is besigheidsomgewings. Besigheidsomgewings vorm deel van vraestel 1 en vandag gaan ons 'n gedeelte doen van wetgewing en wetgewing vorm deel van vraag 1, vraag 2, vraag 4 en vraag 5. Soos ons reeds weet, bestaan besigheidsomgewings uit 4 besigheidsonderwerpe uit. Besigheidsomgewings, geleenthede, rolle en bedrywighede. En wetgewing vorm dan deel van besigheidsomgewings. Die wette wat jy vir graad 12 moet ken is die wet op vaardigheidsontwikkeling, die wet op arbeidsverhoudinge, die wet op gelyke indiensneming, die wet op basiese diensvoorwaardes, die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes en die wet waarop ons vandag gaan fokus graad 12 is die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging. Julle moet ook dan nog die volgende 2 wette by kan leer is wet op verbruikersbeskerming en die nasionale kredietwet. Vandag fokus ons op die wet op swart ekonomiese bemagtiging en die wet op breë basis swart ekonomiese bemagtiging. Ons gaan gou kyk na die inhoud van vandag se les. Ons gaan kyk na die SEB, soos ek reeds gesê het, wat staan vir swart ekonomiese bemagtiging en ons gaan kyk na die BBSEB wat staan vir breë basis swart ekonomiese bemagtiging en ons gaan onderskei tussen hierdie 2. Ons gaan die doel van die wet doen, die implikasies van die 5 pilare, die impak van die wet, diskriminerende aksie van die wet, die strafmaatreëls, die nakoming, dan gaan ons ook kyk op hoe het menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwessies 'n impak op die besigheid op hierdie met betrekking tot hierdie wet. So wanneer hierdie wet BBSEB dan as 'n eksamenvraag gevra word matrikulante, dan kan jy die volgende bloot net as 'n inleiding gebruik. Ras in die apartheidsera was gebruik om die swart mense se toegang tot die ekonomie te beperk. Dit wil sê die rykdom. Die gevolg was dat welvaartskepping of rykdom beperk was onder swart gemeenskappe. Dit het tot die gevolg gehad dat daar 'n gebrek was aan sekondêre en tersiêre onderwys wat natuurlik hierdie swart mense ingesluit het. Wanneer ons praat van swart mense, verwys ons spesifiek na almal wat nie wit is nie, wat insluit jou bruin mense, jou swart mense en jou Indiërs. So die doel van hierdie wet was dus om nuwe geleenthede te gee aan hierdie voorheen benadeelde individue. Ons gaan nou onderskei tussen SEB en BBSEB. Swart ekonomiese bemagtiging het gefokus op die bemagtiging van swart mense op die volgende gebiede: gelyke eienaarskap en bestuursverteenwoordiging in die besigheid. Toe het die regering agtergekom dat net 'n handjievol swart mense was verryk en hulle het die wet toe breër gemaak en daarvandaan het die wet breë basis swart ekonomiese bemagtiging gekom. Wat beteken die doel van hierdie wet is om die rykdom van die land tussen alle rasse en geslagsgroepe te verdeel. En dit het dan ten doel gehad om die deelname van swart mense in die ekonomie te bespoedig deur eienaarskap, bestuur, vaardigheidsontwikkeling, voorkeurverkryging en sosiale verantwoordelikheid. Kom ons kyk graad 12 na die doel van die BBSEB. Die doel van die breë basis swart ekonomiese bemagtiging is om te verseker dat alle ondernemings erkenning gee aan die menseregte van alle mense. En alle mense, graad 12 sluit natuurlik in die minder bevoorregtes, die waarteen in die verlede gediskrimineer was, alle rasse, geslagte, ouderdomme en mense met gestremdhede.
En die doel van hierdie wet was ook om die gesondheid van die mense en die omgewing te beskerm. So die regering het probeer dat alle besighede bydra tot die ekonomiese bemagtiging van alle swart mense, en dit sluit in die vrouens, die werkers, die jong mense, gestremdes en mense wat in landelike gebiede woon. Hierdie mense staan natuurlik bekend as die voorheen benadeelde individue. Dit is dus 'n groeistrategie wat gemik is op die uitskakeling van ongelykheid in Suid-Afrika. Ons gaan nou kyk na die pilare van die BBSEB. Die 7 pilare was ondernemingsontwikkeling en dit het gehandel daaroor dat daar gekyk moet geword het na kleiner swart ondernemings. Sosio-ekonomiese ontwikkeling handel oor die ondersteuning wat besighede bied aan swart gemeenskappe. Voorkeurverkryging handel oor die koop van goedere by besighede van voorheen benadeelde mense. Vaardigheidsontwikkeling gaan oor die opleiding van werkers by wyse van 'n diensopleiding. Bestuur handel natuurlik oor die aanstelling van swart mense as topbestuurders en direkteure. Gelyke indiensneming gaan oor die aanstelling van swart mense, vrouens op alle vlakke van bestuur, topvlak, middelvlak en laervlak. En die laaste enetjie hier was eienaarskap deur die verkoop van aandele aan die besigheid se swart werknemers. Besighede word dan beoordeel op 'n BBSEB telkaart. Elkeen van hierdie pilare tel dan punte en die besigheid word dan beoordeel vir sy eienaarskap, 'n punt uit 20heid, bestuursbeheer, 'n punt uit 10heid, gelyke indiensneming en so voort. So, hoe hoër die BBSEB gradering op die telkaart, hoe beter is die kans dat die maatskappy 'n regeringskontrak of tender kan bekom. Graad 12, ons gaan kyk watter impak het hierdie pilare op die besigheid en ons gaan ook kyk na maniere hoe die besigheid hierdie pilare kan toepas. Stel voor maniere waarop die besigheid hierdie pilare kan toepas. Soos ons gesien het, daar was 7 en daar is nou 'n hersiende 5 pilare. So in die eksamen gaan jy fokus op hierdie 5 pilare. So ons gaan nou kyk na ons eerste pilaar. Ons eerste pilaar, graad 12, is bestuurbeheer. Ons kyk eers na die implikasie van elkeen en dan na die toepassing. Gaan ons maniere voorstel waarop besighede hierdie pilaar kan toepas. So watter implikasie het bestuurbeheer dan op die besigheid? So weens 'n tekort aan vaardige swart bestuurders en direkteure, vind baie besighede dit moeilik om hierdie poste te vul van direkteure en bestuurders. En besighede word dan gepenaliseer indien hulle dan nie swart bestuurders of swart direkteure aanstel nie. So stel maniere waarop besighede aan hierdie pilaar kan voldoen. Besigheid moet verseker dat transformasie op alle vlakke geïmplementeer word, op topvlak, middelvlak, sowel as laervlak. En swart mense moet aangestel word in senior en uitvoerende poste. Onthou, besighede word beoordeel op daardie telkaart, so hulle wil hoë punte verkry. Besighede moet swart mense betrek in besluitnemingsprosesse en verseker dat swart vroue, die klem val veral ook op swart vroue, verteenwoordig word in die bestuur. Ons volgende pilaar is die eienaarskap. Ons gaan kyk watter impak het eienaarskap op die besigheid. Groot ondernemings moet gesamentlike ondernemings vorm met klein besighede in swart besit. So hulle moet saam vorm. En dan kyk ons dat besighede vind dit soms moeilik om geskikte swart sake vennote op te spoor en dan baie swart mense kan soms nie aandele bekostig wanneer dit aan hulle gebied word deur die besigheid nie. Die toepassing stel maniere voor
waarop besighede eienaarskap kan toepas. Besighede moet swart mense in aandeelhouding insluit. Daar moet geleenthede geskep word vir swart mense om eienaars of entrepreneurs te word en moedig klein beleggers aan om in groot maatskappye te belê en dan sodoende eienaarskap te deel. Ons volgende pilaar is voorkeurverkryging. En voorkeurverkryging handel natuurlik oor die verkryging van swart SEB verskaffers. So watter impak het voorkeurverkryging dan op die besigheid self? SEB verskaffers mag dalk sonder goeie vakmanskap wees en kleiner besighede wat dan nie voldoen aan die BBSEB wet nie, verloor sodoende besigheid en die besighede in Suid-Afrika word dan gedwing om van 'n kleiner pool verskaffers te kies wat natuurlik moet voldoen aan die BBSEB wet. Ons gaan nou maniere voorstel waarop besighede aan voorkeurverkryging kan voldoen. Besighede moet natuurlik swart verskaffers identifiseer wat aan hulle goedere kan lewer, SEB-verskaffers. Hulle moet 'n sakevaardighede ontwikkel van verskaffers van klein besighede in swart besit. En ons volgende pilaar is vaardigheidsontwikkeling. Ons gaan kyk watter implikasie het vaardigheidsontwikkeling op die besigheid. Produktiwiteit neem af. Waarom? Want afrigters moet dan tyd neem om deel te neem in 'n leerderskap. So opleiding vat vir die besigheid baie tyd en dit kos vir die besigheid baie geld. Die toepassing. Besighede moet swart werknemers betrek by vaardigheidsontwikkeling. En ook besighede moet leierskappe voorsien aan voorheen benadeelde individue. En dan kyk ons ook, die besigheid moet die ekstra myl gaan om personeel op te lei, om leerlingskappe aan te bied vir hulle werknemers. Ons laaste enetjie is pilaar is sosiale verantwoordelikheid, die implikasie vir die besighede. Besighede mag dalk nie oor die nodige kapitaal beskik nie, want hier gaan dit mos oor die aanbieding van sosiale programme, byvoorbeeld uitdeel van kospakkies of beurse aan voorheen benadeelde leerders. So die impak vir die besigheid is dat die besigheid dalk nie oor die nodige geld, die nodige kapitaal kan beskik om hierdie KS-programme aan te bied vir die gemeenskap nie. Ons gaan nou maniere voorstel waarop besighede aan sosiale verantwoordelikheid kan voldoen. Besighede moet op KS-programme fokus, soos ek reeds genoem het, wat kritieke areas insluit soos omgewingsbewustheid, onderwys, opleiding, armoede, werkloosheid. Hulle moet skaarse hulpbronne versprei aan geselekteerde begunstigdes in die gemeenskaps. Byvoorbeeld, ons kyk hier na NPO-organisasies, ons kyk hier na voorheen benadeelde skole, waar hulle byvoorbeeld beurse aanbied aan hierdie leerders. Goed, dit was dan graad 12, ons 5 hersiende pilare. Ons gaan nou kyk na die impak, evalueer die impak van BBSEB op besighede. Ons weet dat ons in enige wet praat van evalueer die impak van 'n wet, dan weet ons dit is die voordele van daardie wet, sowel as die nadele van daardie wet. Ons gaan nou eers kyk na die voordele van die BBSEB. Natuurlik, die eerste voordeel is, dit verbeter indiensnemingsgelykheid. Eweveel mans, eweveel vrouens en das diversiteit natuurlik, as ons kyk die ras en geslag. 'n Goeie BBSEB gradering verbeter natuurlik die beeld van die besigheid en dit dien ook as 'n bemarkingsinstrument. En as ons praat van 'n bemarkingsinstrument, dan lok dit natuurlik beleggers en dit lok kliënte na die besigheid.
Dit bevorder natuurlik entrepreneuriese vaardighede van voorheen benadeelde individue, want hierdie individue het nou die groot voorreg om dan hulle eie besighede te kan besit en te begin en te bestuur. Besighede wat voldoen aan die BBSEB ten opsigte van die pilare sal dan natuurlik hoog op die BBSEB telkaart geklassifiseer word. En natuurlik, as ons kyk veral na staatstenders, dan word voorkeur gegee aan SEB-maatskappye. Dit wil sê maatskappye wat voldoen aan daardie 5 hersiende pilare. Die negatiewe impak van die BBSEB is natuurlik, prosesse kan lei tot korrupsie en nepotisme indien dit nie behoorlik gemoniteer word nie. Nepotisme is natuurlik wanneer die besigheid poste aanbied vir vriende of vir familielede. Besighede moet deur die proses van BBSEB nakoming word hulle gemeet en geverifieer deur 'n onafhanklike SEB verifikasieagentskap. En daardie verifikasieagentskap is geakkrediteer by die Departement van Handel en Nywerheid. En daardie verifikasieagentskap reik dan aan die besigheid 'n voldoeningssertifikaat uit, wat beteken dat die besigheid voldoen aan die pilare van die BBSEB. Voorsien ook voorkeurverkryging, dit wil sê die besigheid moet net gebruik maak van BBSEB verskaffers en sodoende word ander besighede uitgesluit. Sekere besighede word uitgesluit van die verskaffing van goedere en dienste. En al hierdie kan lei tot die nadele van hierdie wet. Baie werkers, kom ons ook agter, kry poste gebaseer op die SEB-telling en nie noodwendig op effektiwiteit nie, en dan is daardie werker dalk onbevoeg om hierdie werk te kan doen. Hier het ek net vir julle 'n voorbeeld van hoe 'n voldoeningssertifikaat lyk, wat natuurlik uitgegee word deur die verifikasiemaatskappye aan besighede. Indien hulle die BBSEB-wet nakom, dan ontvang hulle so 'n voldoeningssertifikaat, en hierdie voldoeningssertifikaat graad 12 moet natuurlik sigbaar wees, byvoorbeeld in die besigheid se voorportaal. Bespreek diskriminerende aksies volgens die BBSEB. Diskriminerende aksie is wanneer die werkgewer natuurlik neersien op die wet of die wet nie nakom nie. Wanneer die werkgewer versuim om BSEB verantwoordelikhede na te kom of om die pilare toe te pas. Ook wanneer die besighede onbevoegde mense in bestuurposte aanstel ten koste van mense wat wel gekwalifiseer is en wat wel kom uit hierdie voorheen benadeelde groep. Wanneer besighede natuurlik weier om tenders toe te staan aan swart verskaffers, dan kan ons sien dat die besigheid diskrimineer ten opsigte van die breed gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging. Natuurlik, al hierdie wette wat julle moet ken, graad 12, het natuurlik strawwe. Bespreek die strawwe indien die besigheid nie die BBSEB-wet nakom nie. Natuurlik, besigheid kan gevangenisstraf in die gesig staar. Die boete kan 'n boete van tot 10% van die jaarlikse maatskappy se omset wees. 'n Besigheid kan dalk verbied word om deelname te hê aan kontrakte vir die regering vir 'n tydperk van 10 jaar, en dis nogal baie lank, nee, graad 12. En die regering sal kontrakte kanselleer wat gebaseer is op vals inligting aangaande hierdie BBSEB status, en hier praat ons van die fronting van besighede waarby ons later gaan kom in 'n eksamenvraag.
Volgende gaan ons kyk graad 12. Stel maniere voor waarop besighede wel aan hierdie wet kan voldoen, die BBSEB-wet. Die eerste een is besighede moet swart mense in bestuursposisies aanstel. Besighede moet hulle aandele aan hulle swart werknemers verkoop. Besighede moet swart mense vir vaardigheidsontwikkeling of opleiding stuur. Besighede moet uitkontraktering doen aan SEB verskaffers. En besighede moet ten alle tye poog om die lewensstandaard van die gemeenskap waarbinne hulle besigheid doen, om daardie gemeenskap se welsyn in ag te neem en te verbeter. Graad 12. Ons gaan nou kyk hoe die volgende kwessies 'n impak het op die besigheid, menseregte. Onthou die BBSEB fokus op hierdie kwessies, menseregte. Hier kyk ons na gelykheid, gelyke geleenthede vir almal, respek en waardigheid. Voorheen benadeelde individue word bemagtig met vaardigheidsontwikkeling om sodoende hulle kanse te verbeter om natuurlik werk te kry. Want as jy 'n opleiding kry, kry jy 'n kwalifikasie en dit gaan dan jou kans om 'n werk te kry te verbeter. Ekonomies, voorheen benadeelde individue kan nou besighede besit en bestuur. Sosiaal, KSI-programme maak byvoorbeeld voorsiening vir beurse van voorheen benadeelde leerders. Inklusiwiteit is ons volgende kwessie waarop die BBSEB-wet fokus. Inklusiwiteit beteken om aan almal 'n gelyke geleentheid in die werksplek te gee. Inklusiwiteit is natuurlik afgelei van die Engelse woord include. Besighede moet nie diskriminerend optree teenoor iemand op grond van armoede of ras of geslag of taal, gestremdheid of dalk persoonlike gebreke nie. Die doel moet wees om 'n inklusiewe omgewing te skep waar mense van verskillende rasse, kulture, tale, geslagte en gelowe kan saamwerk tot voordeel van die gemeenskap. Met ander woorde, as jy daardie woordjie saamvat, dan kan jy sê graad 12 besighede moet diversiteit toepas binne in hul werksomgewing. Ons volgende kwessie en wat die laaste een is omgewingskwessies. Besighede moet verseker dat die omgewing beskerm word. Hy moet die 3 R toepas: reuse, reduce, recycle. Besighede moet moet ten alle tye volhoubare gebruik van hulpbronne bevorder. Byvoorbeeld, hy kan sonpanele op sy dakke het en sovoorts. Besigheid moet verseker dat die werksomgewing nie skadelik is vir sy werkers nie. Dit was dan ons kwessies. Ons gaan nou kyk graad 12 na eksamenvrae. Ons eerste eksamenvraag is: klassifiseer elke scenario volgens die betrokke pilaar soos in die wet op ekonomiese, breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging. Kom ons kyk of julle mooi geluister het. Die bevordering van 3 swart vroue as hoofde van verskillende afdelings. Watter pilaar is hier van toepassing? Identifiseer die pilaar. Dis korrek. Bestuur, beheer. Gebruik Nkosi vervoerse dienste om produkte te versprei. Kan julle dalk sê? Dis korrek. Voorkeur, verkryging. 'n Onlangse skenking van R30.000 om tot die bou van 'n gemeenskap-konferensiesentrum by te dra. Dis reg, sosiale verantwoordelikheid. Stuur werkers 2 maal 'n jaar vir opleidingssessies om hulle vaardighede te verbeter. Dis reg,
vaardigheidsontwikkeling en die laaste een, 'n uitnodiging aan werknemers om aandele in die maatskappy te koop, is natuurlik eienaarskap. Kom ons kyk na nog 'n eksamenvraag. Bespreek maniere hoe besighede kan voldoen aan die volgende pilare van die BBSEB. Die eerste een is eienaarskap en die tweede een is bestuur. Bespreek maniere hoe besighede kan voldoen of hoe besighede die pilare kan toepas. Natuurlik, as ons kyk na eienaarskap, besighede moet swart mense in aandelehouding insluit, meer geleenthede moet geskep word vir swart mense om entrepreneurs te word. Graad 12, dis belangrik dat jy jou puntetelling moet dophou. Laat jou lei deur jou puntetelling. So as jy sien 4 punte, dan moet jy weet jy moet 2 volledige sinne min of meer skryf. Besighede moet bestuur moet verseker dat transformasie op alle vlakke, topvlak, middelvlak en laervlak geïmplementeer word en stel swart mense in senior en uitvoerende poste. Laat jou lei deur die puntetelling. As ons kyk na ons vraag hier, die straf vir SEB fronting is 'n boete of 10 jaar gevangenisstraf of albei. 'n Persoon wat hulle skuldig bevind aan SEB fronting sal ook nie vir 10 jaar lank oorweeg word vir kontrakte met enige openbare instelling nie. Dis natuurlik die regering. So wat word bedoel met SEB fronting? Dit is 'n aksie wat die BBSEB wet ondermyn. Dit wil sê die besigheid, hy gee voor dat hy 'n maatskappy, 'n SEB maatskappy is. Ons praat, die Engelsmense praat daarvan as window dressing, om in die proses meer punte te verkry om vir staatstenders te kwalifiseer. Dan is ons 'n vraagie wat altyd in eksamen kom, evalueer die impak, dan weet ons is die voordele en nadele. Graad 12 ons eindig af. Juffrou het hier vir jou 'n tipiese afdeling C vraag, waarna dat jou scenario is. Jy moet onderskei tussen die 2 wette, tussen SEB en BBSEB. Jy moet die impak evalueer, wat natuurlik die voordele en die nadele is. Jy moet die implikasies van hierdie pilare bespreek op die besighede, en dan die laaste kolpunt hier is, gee raad vir besighede oor die strafmaatreëls of die strawwe of die boetes wat hulle in die gesig kan staar vir die nie nakoming van die wet. So julle kan hierdie vraag lekker uitskryf en as huiswerk doen. Matrikulante, ons gaan tot sover werk. Baie sterkte.